Vriende, goeiemôre. Welkom aan almal van julle. Ek is bly ons praat vandag oor selfde geslag verhoudinge en ons praat nie oor homoseksualiteit nie. Ek is bly dat ons nie probeer om homoseksualiteit los van liggaamlikheid en van seksualiteit te verstaan nie, want dan gaan ons 'n probleem hê. En ek gaan ook nie alles wat op die PowerPoint skyfie staan, gaan ek nou nie vir julle probeer lees nie. Jy gaan vinniger lees as wat ek kan praat en in die lig van die tyd kan jy die ander kleiner opmerkingies self lees. Die Bybel is stil oor selfde geslagverhoudings. Die Nuwe Testament waaroor ek moet praat vanoggend, praat ook nie van homoseksualiteit nie. As ons dit in vertalings kry, dan wil ek nou nog maar 'n paar woorde daaroor verder sê. Daar maak dit vir ons belangrik om vandag met nederigheid, nou nie net vandag nie, maar ook telkens wanneer ons praat oor homoseksualiteit en die Bybel, dat ons praat met nederigheid, maar dat ons ook deeglike studie doen. As ons gewoon op die klank af na tekste kyk, dan gaan ons vasdraai. Daarom wil ek ook, wanneer dit by hermeneutiek kom, aansluit by wat Louis ook al reeds genoem het. Ek gaan nie herhaal wat hy gesê het nie, maar ek wil gewoon klem lê daarop dat ons na woorde se betekenis in tekste en in kontekste moet kyk. En ek wil al drie daai begrippe beklemtoon: woorde, kontekste en tekste. En ons kan daarsonder nie verantwoordelik met die Bybel omgaan nie. Die eerste wêreld waar ek wil praat, en ek gaan dan ook na die drie verwys waarna Louis ook verwys het, in die Nuwe Testament konteks is die eerste een is die sosio-historiese konteks van die Nuwe Testament, waar ons moet in gedagte hou dat die Nuwe Testament in 'n tyd geskryf is toe mense oor die menslike liggaam gedink het as eenvoudig, met die klem op een. Mense het nie gedink soos ons dink jy kry mans en vrouens nie. Die man was die norm. En mense het gedink in terme van die man. Die vrou was die omgekeerde van die man, en selfs in illustrasies van genitalie word vroue dan ook aangedui as letterlik die omgekeerde van die man. Wat buite is by die man, sit binne by die vrou, en die prentjies, die sketse, die illustrasies is tekenend van die verstaan van die mens is eenvoudig. Dit het dan ook 'n bepaalde hiërargie ten opsigte van gender tot gevolg gehad, wat beteken het dat dit 'n androsentriese omgewing was, alles het om die man gedraai, dat dit patriargaal was, die man was in beheer van sake, en dit was chauvinisties, naamlik dat die manlike gender meer belangriker is as wat vroue was. Dit het verdere konteks gewees waar selfbeheersing en tevredenheid vooropgestel was, enigiets wat gelyk het na uitspattigheid, enigiets wat soos aan die Engelsman sal sê crossing the line behels het, was gesien as teen die norm, as onverkwiklik, as iets wat nie nagestreef moet word nie. Natuurlik op al hierdie aspekte was daar uitsonderings wat tipies voorgekom het by diegene wat kon bekostig om daai uitsonderings te maak, tipies die elite, die maghebbers van die tyd. 'n hele aantal ander faktore het ook 'n rol gespeel, sake soos eer en skaamte, wat gesien was as rein en as besoedeling, die feit dat seksualiteit dikwels gebruik was om mense te stereotypeer, veral groepe mense te stereotypeer. Al hierdie aspekte saam, vriende, het die eerste eeuse common sense oor seksualiteit geïnformeer. Dit is hoe mense gedink het, wat is natuurlik, wat behoort, wat is die regte manier van doen, van leef. Dit het 'n paar implikasies. Aan die enerzijds het dit die implikasie dat man seks tussen mans, ook 'n tipe van 'n sosiale uiting van manlike mag was. En dat dit vir die man wat die mag uitgeoefen het, nie noodwendig problematies was nie, maar wel vir die man op wie die mag uitgeoefen was. Dit het 'n ander implikasie vir ons eie konteks. In ons eie konteks, naamlik dat ons met moeite, dat ons nie kan praat van homoseksualiteit as ons praat van die Bybel nie. Dit is 'n anakronistiese terme. 'n beter term sou gewoon wees homoerotisme. Daar's 'n tweede wêreld van die teks waarna ons moet kyk, en dit is die wêreld van die teks self, die retoriese aspekte. Die eerste probleem waarmee ons gekonfronteer word as ons by die Nuwe Testament kom, is dat ons 3 tekste het waar daar 'n moontlike verwysing is na 'n selfde geslag seksuele verkeer. Weereens geen verwysing na homoseksualiteit nie.
Ons het 'n argument in Romeine wat deel is van 'n langer diatribe wat maar 'n mooi woord is om te praat van 'n tegniese tipe van redenasiepatroon wat nogal baie sterk in Romeine teenwoordig is en waarin selfde geslag seksuele verkeer uitgebeeld word as 'n vorm van rebellie teen God. Dit mag dalk selfs wees dat hierdie tipe van homoerotisme wat hier aan die orde is in die brief wat aan die gemeente in Rome gerig word, dalk selfs kan slaan op die uitspattighede wat tipies was van die Romeinse elite, die Romeinse keizerlike familie van daardie tyd. Die klem in Romeine is baie sterk op die natuurlike orde. En daarom is dit belangrik dat ons probeer verstaan, maar wat word bedoel met die natuurlike orde? Natuurlike orde van die 1ste eeu is nie die natuurlike orde van die 21ste eeu nie. Ons kry ook in die sondelyste in 1 Korintiërs 6 en 1 Timoteus 1, kry ons ook 'n verwysing na twee terme in die geval van 1 Korintiërs 6 en 1 in die geval van 1 Timoteus, waar dit gaan oor 'n sekere konvensie. 'n Konvensie waar daar deur middel van stereotypering 'n sekere groep mense afgewys word. En dan kry ons 'n samevlansing van verskillende sondes, Engelse praat van vices, verskillende oortredings wat gewoon saamgegroepeer word om deur middel van die kollektiewe eenheid van hierdie stereotypering 'n sekere groep af te wys. En die terme wat ons kry, wat dikwels aangehaal word, as ons praat oor homoseksualiteit in die Bybel, dan kry ons daardie terme in hierdie tekste. Interessant is dat die terme, die twee in Grieks is malakoi en arsenokoitai, dat hierdie terme byvoorbeeld nie voorkom in ander sondelyste nie. Galasiërs 5 is 'n goeie voorbeeld. Daar's 'n derde wêreld waarna ons moet kyk en dit is die wêreld van resepsie. Dit is nie in Afrikaans altyd so 'n lekker woord nie, dit het niks met koekbak te doen nie. Maar resepsie in die sin van die Engelse reception, ontvangs van 'n teks. En dan besef ons dat as ons praat oor homoseksualiteit in die Bybel, dat dit is 'n kontensieuse, dit is 'n onderwerp wat mense soms warm onder die kraag kry. Laat ons eerlik wees daaroor, laat ons ook sê dat dit staan ook in die lig van 'n veel groter debat oor wie sê regtig waar wat aangaan in die Bybel. Is dit 'n klomp professore aan 'n fakulteit? Is dit gelowiges in gemeentes? Is dit predikante? Is dit 'n synode? Dit is ook vrae wat ons ernstig moet opneem en vir onsself moet afvra. Wat ons nie van kan wegkom nie, vriende, is dat mans nog al die jare in die kerk die mag gehad het, die dominante groep was, en dat ook saam daarmee dan die interpretasie van die Bybel ook die Nuwe Testament bepaal het. Dit is egter belangrik vir ons om te onthou as ons kyk na die interpretasiegeskiedenis en ook waar ons onsself bevind in die 21ste eeu, dat homoseksualiteit eintlik 'n relatief onlangse term is wat eers in die 18de eeu gekoin is, soos die Engelsman sou sê. Die interessante is dat heteroseksualiteit eers as term gebruik is nadat homoseksualiteit as term gebruik is. Ons sit dan in die kerk ook, soos in die res van die samelewing, met heteroseksisme, 'n seksualiteit wat deur 'n hetero, 'n man en vrou verhouding bepaal word, heteronormativiteit waar hierdie dan ook stelselmatig gereguleer en ook gewoon in terme van prosesse ingeskryf en ingedink word, en dan die gepaardgaande homofobie, wat nie soseer 'n angs of 'n vrees is nie, maar meer van 'n weerstand en 'n renons in mense, in lesbi-gay mense is. Dit beteken dat wanneer ons oor seksualiteit dink ook, vriende, dat ons dan nie praat oor genitalie nie, maar dat ons praat oor identiteit. Biologie en sosiologie is aan mekaar verbind. Seksuele oriëntasie gaan nie oor genderverwarring nie. Gay mans wil nie vroue wees nie. Lesbiese vroue wil nie mans wees nie. Gender gaan oor konstruksie, dit gaan ook oor wat 'n genderkritikus genoem het performativity. Wat nie gaan oor performance nie, maar performativity in die sin van sekere maniere waarop ons lewe, waarop ons onsself as mens, as ook 'n sekere gender uitleef en onsself daagliks op 'n sekere manier patroonmatig amper uitleef en verantwoord. Hoekom ons vir babatjies blou baby grows koop, babaseentjies blou baby grows koop en vir dogtertjies pink baby grows. Daar's interessante leesstof, vriende, as julle belangstel, die ASSA-verslag wat vroeër hierdie jaar gepubliseer is,
is nogal regtig 'n interessante bron wat 'n mens gerus kan raadpleeg. So watter van hierdie drie wêrelde is die belangrikste? Al drie saam is belangrik. En dit gaan nie oor gewoon net 'n kombinasie van al drie bymekaar opstapel nie, maar dit gaan regtig oor 'n integrasie van die sosio-historiese aspekte van tekste, literêre aspekte van tekste en dan ook die resepsie of die interpretasiegeskiedenis van tekste. Die geheel is regtig waar meer as die som van die dele ook in hierdie geval. Kom ons loer so vinnig na die tekste. Die eerste teks is Romeine en ek het geweet julle sal graag na die Grieks wil kyk en daarom het ek dit vir julle saamgebring. Die vertaling, ek het vir julle die stukkies wat gewoonlik op klem gelê word in blou geïllustreer. Die van julle wat nie die Grieks so goed ken nie, sal al klaar dieselfde patroontjie herken, die visie ken, die visin en die visie ken, wat almal met die natuur of die natuurlike te doen het. En kom ons kyk na die Afrikaanse, dan het ek vir julle die vertalings ook bymekaar gesit. Julle ken die tekste almal goed, so terwille van die tyd gaan ek dit nie lees nie. Maar wel die belangrike, die gekleurde gedeeltes. Die ou Afrikaanse vertaling is telkens die een in blou, wat praat van natuurlike verkeer. Die nuwe Afrikaanse vertaling praat van natuurlike omgang en die nuwe direkte vertaling praat van natuurlike seksuele omgang. Ons het min of meer dieselfde patroon in vers 27. Wat sê ons vir mekaar van Romeine? Ek dink wat belangrik is dat ons gewoon moet beklemtoon dat ons die teks nie kan verstaan buite die sosio-historiese konteks van die eerste eeu nie. Om hierdie teks gewoon te lees as sou die teks in die 21ste eeu direk met ons op 'n letterlike wyse kommunikeer, sal skade berokken aan die teks self. As ons kyk na die natuurlike gebruik, die teennatuurlike gebruik argument, dan gaan dit presies oor hoe natuur verstaan was in die eerste eeu. Onnatuurlik in die eerste eeu was teen die konvensie, teen die common sense van die tyd. Daar is geen direkte appel in Romeine 1 op die skepingsverordeninge nie. Die tekste waarna Louis verwys het byvoorbeeld in Genesis, kom hier nie direk ter sprake nie. Sommige geleerdes meen daar's wel sprake van indirekte verwysings, daar's egter geen direkte verwysing nie. Dit gaan oor 'n geskape wêreld wat gereguleer word deur rasionaliteit en orde, en dit was die rasionaliteit en orde wat eerste eeuse mense verstaan het as sou dit geldend wees. Die retoriek is 'n retoriek wat sê drangmatige, onbehoorlike seks is nie toelaatbaar nie. Ons kry nog twee ander tekste, 1 Korintiërs 6 vers 9. Die twee terme het ek weer in blou ingekleer, malakoi en arsenokoitai, wat in die ou vertaling as wellustelinge en sodomiete vertaal is, wat in die nuwe vertaling vertaal word met mense wat homoseksualiteit beoefen. Nou kan jy sien dat in terme van die vertaalteorie van die nuwe Afrikaanse vertaling, dinamiese ekwivalente vertaling, was dit 'n manier gewees waar Bybelvertalers iets wou probeer te kenne gee van 'n eerste eeuse konteks, hoe dit verstaan sou kon word in die op daardie stadium nog die 20ste eeu. Maar wat dan ongelukkig 'n inlees tot gevolg het van 'n moderne konteks in 'n antieke konteks, wat dit dan 'n lastige vertaling maak. Die direkte Afrikaanse vertaling, sien jy daar, manlike prostituie, dit is die vertaling van malakoi, en dan mans wat met mans intiem verkeer, as die vertaling van arsenokoitai. Ek gaan gewoon die ander teks dan ook vir julle opsit, want daar kry ons weer die woord arsenokoitai. Ek gaan nie dit weer vir julle lees nie, julle sien dit gewoon daar. Ek wil graag 'n paar opmerkings wel maak oor die terme wat voorkom in 1 Korintiërs 6 en 1 Timoteus 1. Dit gaan voornamelijk dan oor die vertaling van arsenokoitai, en dis 'n lastige woord. Ons kry hom net een keer in die Nuwe Testament, wel twee keer nou in die Nuwe Testament, maar dis net in die Pauliniese geskrifte wat ons dit kry, en dit is 'n neologisme. Dis nie 'n woord wat voorheen bestaan het nie, dis 'n nuutskepping van die Pauliniese tradisie, en wat mens waarskynlik in ons terminologie van vandag kan vertaal met manslapers. Mans wat by ander mans slaap. Die Grieks het so 'n tipe van 'n aantal aannames wat gemaak word, want die sinspeling, die koite gedeelte,
koite was gewoon 'n bed gewees, maar dit is dan ook 'n eufemisme, as huweliksbed dan ook 'n eufemisme vir seksuele omgang. Dis anachronisties om dit te vertaal as homoseksuele. Die eerste eeuse mense praat nie in terme van mans wat met mans seksueel verkeer, in terme van homoseksualiteit, in terme van mense wat 'n sekere seksuele oriëntasie het en daarom met mekaar intiem verkeer nie. Vertaling van Malakoi, wat ons in 1 Korintiërs 6 aantref, is in terme van die eerste eeuse konteks, is die passiewe deel van die aktiewe term arsenokoitai. Met ander woorde, die mans met wie seksueel verkeer word. En daarom word dit dikwels vertaal ook dan as manlike prostituie, want dit was dan dikwels die mense gewees wat die minste beheer gehad het oor hulle self en daarom ook oor hulle eie liggame. Binne die historiese konteks is beide hierdie terme word negatief neerhalend gebruik, dit word nie deskriptief gebruik nie. Dis deel van sondelyste wat daarop uit is om te stereotypeer en om te stereotypeer in terme van seksualiteit. En hier is die tipe van stereotypering die een wat slaan op onbeheersheid, op die onvermoë om jouself te kan beheer, jouself, jou drange in toom te kan hou. En daarom is sommige vertalings wat gebeur het, ongelukkige vertalings. Die belangrike, met ander woorde, gaan oor verantwoordelike en verantwoordbare skrifgebruik, en ek het nog so 'n minuut vir my laaste 3 skyfies. Die besluit oor die afskaffing van slawerny, die besluit oor die toelaat van die vrou in die amp. Vriende, het nie gebeur omdat daar ander tekste ontdek is nie. Dit het gebeur omdat ons tekste anders begin lees het. Ons het besef die belang van 'n teks lees in sosio-historiese konteks om die resepsiegeskiedenis van interpretasie in gedagte te hou. Ons het die belang van die literêre konteks van tekste toenemend begin besef. En dit het nuwe interpretasies van die Bybel moontlik gemaak. Nie omdat die Bybel nou nie meer belangrik is nie omdat die Bybel nou misbruik word nie, maar juis omdat die Bybel nou soveel belangriker geag word en nie noodwendig meer gesien word om vas te sit in die konvensionele interpretasies wat altyd gegeld het nie. Dit het wel implikasie vir wat ons dan maak van die 3 tekste waarmee ons besig is, want die 3 tekste, Romeine 1 Korintiërs 6, 1 Timoteus 1, het daarom vir ons 'n tipe van 'n beperkte gebruik. Dit gaan oor 'n ondergrawing van die orde wat afgewys word, dit gaan oor magsrelasies wat in terme van die eerste eeuse konteks gesien word as hierdie magsrelasies, as die manlike posisie in die samelewing uitgedaag word, deurdat die man nou die passiewe een kan wees in 'n seksuele konteks, dan sou dit potensieel hierdie hele hiërargie, hierdie hele kaartehuis in tye kan laat stort. En daarom kry ons dan 'n negatiewe uitbeelding van seksualiteit. Dit gaan ook oor 'n seksuele identiteit wat verbeelding was van 'n sosio-politieke konteks. Dis belangrik dat ons let daarop hoeveel tekste ons het wat verwys na homoerotisme in die eerste eeuse konteks, en dat ons ook kyk waaroor hierdie tekste gaan. Dat dit gaan oor seksuele dade en nie oor seksuele oriëntasie nie. En Nadia en Heerden, wees rustig, is my laaste skyfie. Nie een van die 3 tekste wat aangehaal word in die debat meestal het homoseksualiteit as tema nie. Dit sou gewoon anachronisties wees om dit te verwag vir 'n konsep wat nie bestaan het in die eerste eeu nie. Nie een van die Nuwe Testament tekste is primêr eers besorg oor homoerotisme nie. Romeine 1 het 'n teologiese argument wat afgoderry afwys. 1 Korintiërs 6, 1 Timoteus 1 het teologiese argumente wat gaan oor regsaake onder gelowiges, wat die plek van die Torah, wat die plek van die Joodse wet probeer reguleer in die vroeë Christelike gemeentes. Daarom is dit belangrik dat ons probeer kyk ook anderkant, hierdie sogenaamde six-shooter tekste van die Ou Testament en Nuwe Testament. Waarna kyk ons dan? Dan kyk ons ook na ander temas in die Bybel, temas wat gaan juis oor die inkarnasie van Jesus, wat die klem lê op liggaamlikheid. Die mens is nie maar net in 'n voorbereidende fase op pad na hemelse bestaan nie.
maar dat die lewe op aarde, die liggaamlikheid van lewe op aarde inderdaad belangrik is. Die sentrale plek van liefde, die klem op insluiting, op inklusiwiteit. Dink maar aan die verhaal van Petrus wat ontsteld is oor die vleise, oor die kosse wat hy moet eet in die huis van Cornelius. En hoe Petrus moet leer van die belang van insluiting, van inklusiwiteit. Dit gaan oor meer as die kultiese, dit gaan oor meer as skoon en besoedel, dit gaan inderdaad oor 'n nuwe skepping, oor 'n nuwe identiteit. Baie dankie julle.